Soms vind mense dit 'n uitdaging om werklik verander te vertel waaroor gaan die Bybel? Wat is die hart en die kern van dit wat ons in die 66 boeke van die Bybel lees? Laat my toe om 'n A4 bladsy te gebruik om vir jou dit te probeer vertel. Ek glo dat as ek die hele Bybel en sy inhoud moet opsom in een woord, dan sal ek sê die hele Bybel gaan oor Jesus. Jesus, God die Seun wat mens geword het, die Messias van die Ou Testament, is die hart en die kern van alles waaroor die Bybel gaan. Ja, dit is soos 'n goue draad wat dwars deur die hele Bybel loop. Daarom glo ek dat hierdie foto in 'n sin 'n uitstekende opsomming is van alles wat ons in die Bybel lees. Kom ek probeer vir jou dit kortliks opsom. Natuurlik kan die Bybel in 2 groot dele verdeel word. 39 boeke in die voorste gedeelte wat ons die Ou Testament noem, en dan 27 boeke daarna wat ons die Nuwe Testament noem. In die eerste gedeelte van die Bybel wat ons die Ou Testament noem, in daai 39 boeke openbaar God homself in hierdie 39 boeke wat oor 'n tydperk van 1000 jaar geskryf is deur meer as 30 skrywers. Openbaar hy homself as die skepper van hemel en aarde. Ons sien hoe hy vir homself 'n familie skep, familie van mense na sy beeld, elkeen met 'n vrye wil, om saam met hom hierdie skepping lief te hê en daaroor te regeer. En dan sien ons ook in hierdie 39 boeke hoe God se verlossingsplan ontvou. Omdat God liefdevol en goed is, skep hy 'n volk uitsluitlik vir die rede om die moederskoot te wees, waaruit die Messias koning en verlosser gebore sal word. In die res van die Ou Testament lees ons dan hoe die Here homself sy wil en sy hart openbaar aan hierdie mense vir meer as 1000 jaar. En tussen alles deur 322 keer in detail profeteer oor die koms, die lewe en die sterwe van die een wat kom, wat Messias genoem word in die Ou Testament in Hebreëus. Nou jy, toe ons A4 gevou het en geskeer het, was die gedeelte aan die linkerkant, as ons dit oopvou, in die simbool van 'n kruis. Daarom kan ons sê, dat ons in die Ou Testament, op hierdie kruis se voorkant, kan skryf, God het homself aan ons geopenbaar, geprofeteer, 322 keer, dat hy gaan kom. God gaan 'n mens word. Messias word hy in Hebreëus genoem. Die Christus in Grieks, lees ons. Ja, dit is regtig soos in seker die mees bekende verse in die Bybel, Johannes 3 vers 16 tot 18 staan. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee word, wat in die Ou Testament Messias genoem word, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel,
omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Dit glo ek. Sien ons reeds in die Ou Testament, in die profeseë van die Messias wat kom, en ontdek ons dan in die Nuwe Testament, as ons Jesus van Nasaret leer ken. Ja, en dit bring ons dan by die tweede gedeelte van die Bybel, wat ons die Nuwe Testament noem. Dit bestaan uit 27 boeke. En in hierdie 27 boeke openbaar die Here homself dan aan ons as God die Seun, die beloofde Messias, wat 'n mens geword het en wat ons leer ken as Jesus van Nasaret. Gebore in September 3 voor Christus in Bethlehem, daar in Israel. En dan leef hierdie Jesus as 'n Jood in Israel. Ons leer ken hom as en hy lewe dan vir 33 jaar tussen ons en word uiteindelik na 33 jaar gekruisig op daai dag voor die Joodse Pasga, Paasfees daai jaar. In April 30 na Christus. Op Golgotha, net buitekant Jerusalem. Hy word dan begrawe en dan lees ons hoe hy opstaan uit die dood uit na 3 dae. En daarna vir 40 dae homself openbaar as die lewende Here aan meer as 500 mense. Dan lees ons ook van sy hemelvaart en hoe hy dan na 10 dae na sy hemelvaart sy gees uitstort soos wat hy beloof het op al sy mense en hulle salf met autoriteit en krag om sy getuies te wees, soos hy hulle opdrag gegee het, daar in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Maar hoekom dan? Hoekom moes Jesus sterf aan die kruis? As ons dan weer ons A4 gebruik, dan in die simbool van die kruis daar een kant neersit, en die ander stukkies vat, dan spel die ander stukkies vir ons uit, waarom Jesus moes kom. Die Bybel sê, daar's nie een mens op aarde, wat nie gesondig het nie. En elkeen wat gesondig het, moet gestraf word. Die straf, ja, ons gaan reeds in hierdie lewe iets beleef as gevolg van ons sonde van amper hel op aarde. Maar ook uiteindelik die finale straf, die ewige oordeel, wat die Bybel dan ook hel noem. Daarvoor moes Jesus kom. Hy moes kom om vir my en jou in ons plek, vir ons sonde, vir die straf wat daar op ons rus, te sterf. Ja, hy moes as het ware ons straf, die hel, namens en vir ons dra, sodat elkeen wat in hom glo, nie veroordeel sal word nie, sê Johannes 3, maar gered sal word. Dis waarvoor Jesus gekom het. Of soos Jesus dit daar in Johannes 10 vers 10b gesê het, hy moes kom, as ons kyk na die kruis simbool, om te kom sterf vir my en vir jou, sodat hy lewe aan ons kan gee, en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed, staan dit daar in Johannes 10. Daarvoor het Jesus gekom, vir jou en vir my. Jesus het ook sy mense beloof dat hy hulle nie alleen sou agterlaat nie, maar dat hy self na hulle sal kom, na sy hemelvaart, om in elkeen van sy mense te kom woon, en by hulle te wees, 24 uur, 7 dae 'n week, elke dag. Ons hoor dit, as hy dit daar in Johannes
14 en Johannes 16 vir sy disippels beloof. Ek sal die Vader vra en hy sal julle 'n ander voorspraak, helper, stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid, die Heilige Gees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Toe die Heilige Gees uitgestort is op sy mense vir die eerste keer daar in Handelinge 2, lees ons daarvan. Beloof die skrif dat God se mense, elkeen van God se mense wat kies om in Jesus te glo as die Here en Verlosser, ook sal ontdek dat God self, Jesus self, in hulle kom woon deur sy Gees, om altyd by hulle te wees. En deur die Gees, behalwe dat die Gees deur die gawes ons gaan gebruik om met krag en autoriteit op te tree as getuies in die naam van hierdie Jesus, gaan ons ook ontdek dat God self, Jesus self, by ons en in ons is. Hy gaan ons leer en ons lei as sy kinders. Ja, daarom was een van die mees merkwaardige ontdekkings in my eie lewe as volgeling van Jesus, om hierdie nuwe naam van Jesus te ontdek. Ja, dat hy nie net Messias en die Verlosser was nie, ons Here nie, die Koning nie, maar dat hy ook die doper is met die Gees. Wat kom en elkeen van sy mense sy Gees wil gee om in hulle te woon, maar ook hulle graag wil toerus met krag en autoriteit om as sy getuies in hierdie wêreld op te tree. Ja, Jesus wil ook die doper wees met die Gees in jou lewe. Kan ek dan hierdie gedeelte afsluit deur vir jou 'n laaste vraag te vra? Wat glo jy werklik oor Jesus? Wie dink jy is Jesus werklik? Glo jy dat hy net 'n goeie mens was? Of dat hy net 'n profeet was? Of was Jesus wie hy gesê het hy was? God die Seun, wat vir my en vir jou mens geword het. Mag die Here self, deur sy woord en deur sy Gees, homself aan jou openbaar.